Ons lees die oordenking vir die 4de November uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif by vandag se gedeelte is al die gawes tot sy eer. 1 Kronieke 23 vers 5 uit die Nuwe Lewende Vertaling sê as volg: 4000 leviete moet as poortwagters werk en nog 4000 moet die Here loof met die musiekinstrumente wat ek Dawid gemaak het. Daar is nog 'n teksvers en dit kom uit 1 Kronieke 29 vers 3 en vers 16. Daar staan: Omdat die huis van my God my na my hart lê, skenk ek ook nog my besit aan goud en silwer bo en behalwe alles wat ek reeds vir die heiligdom gereed gebring het. Here ons God, al hierdie goed wat ons bymekaar gemaak het om 'n huis vir u heilige naam te bou, het ons van u gekry en dit behoort aan u. Nadat die Here aan Dawid bekend gemaak het dat hy nie die tempel mag bou nie, het hy besluit om God op ander maniere te eer. Hy het boubenoodighede begin bymekaar maak. Sy vermoë om te organiseer, sy kunsinnigheid, sy woordvaardigheid en sy musiektalent kom alles goed te pas. Sy kennis van musiek help hom om die regte mense aan te stel om die tempelsang te begelei. Sy dankgebed weerspieël sy digterlike vermoëns. Die opvallendste kenmerk van hierdie hele gedeelte is die feit dat Dawid al sy Godgegewe gawes inspann om God mee te verheerlik. Soms wonder 'n mens, tot watter nut kan hierdie talent of eienskap van my enigsins wees? Dis onopvallend en nutteloos. In God se hand is elke aspek van ons lewe egter diensbaar. Hy het niks sommer net toevallig vir ons gegee nie. Ek is uniek. My gawes is uniek. My lewe is uniek. Dis goed om te weet dat alles aan God behoort. Here, hier is my lewe en elke talent wat u aan my geskenk het. Ek gee dit terug aan u. Gebruik dit tot u eer. Amen. Dankie vir u saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.